afhanklik ons van die Here is en dat ons niks sonder hom kan doen nie, in die woorde van Psalm 125 vers 1 en 2. Die wat op die Here vertrou is soos Sionsberg wat nie wankel nie en altyd vas bly staan. Rondom Jerusalem is berge, so is die Here rondom sy volk van nou af tot in ewigheid. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir u en vrede van God ons Vader, deur Jesus Christus die Here, in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing Psalm 89, vers 1. Ek het per ongeluk die lied wat ons voor die tyd sou sing oorgeslaan. Tieners, Elsabie, kom ons begin by Psalm 89, vers 1. Van goedertierenheid sal ek vir ewig sing, en aan u trou, o Heer, altyd my hulde bring. Want soos 'n tempel wat op vaste grond verrys het, so reis die ewige guns wat u aan ons bewys het, en soos die hemel bo nooit uit sy stand sal wyk nie, so seker sal u trou nooit wankel of beswyk nie. Ons sluit ons belydenis uit die 12 artikels af met Psalm 89, die 3de en die 7de vers, waar ons die Here roem en hom groot maak, omdat ons hele geloof fokus op die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Sê saam met my in u hart: ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, maar wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Die hemel loof, o Heere, wonderbare mag. Die engele prys u trou en waarheid dag en nag. Want in die hemel is daar niemand u gelyk nie, geen seraf wat voor u die vleuel nie moet stryk nie, is groteliks gedig en eindeloos in vermoë. U onverbreekbaar trou hom ring u voor al oë. U tog u is al roem, al serat en al pracht, wat al bekleed met sterk en onverwinbare mag.
vrye guns alleenheid, hef gemededoe. Hef ons die hof omhoog, weer sterk deur Gods vermoë. God is ons skuld, die weerkrag van ons lewe. En ons koning is deur Israels God gegewe. Ons gaan nou uit 2 gedeeltes lees, omdat ons Nuwe Testamentiese gelowiges is, soos wat ons al van tevore gedoen het, gaan ons 'n Nuwe Testament gedeelte lees, en as ons by die deel kom, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het, dan dink ons aan die vervulling in Christus met sy kruisiging en sy opstanding. En as ons klaar die Johannes 13 gelees het, en ook Eksodus 20, dan antwoord ons met lied 334, God is liefde, juig ons harte, waar die versoeningswerk van die drie-enige God vir ons saamgevat word, en dan ook sluit ons af met Psalm 89 vers 6, hoe salig is die volk wat luister na u woord. Kom ons lees nou saam uit Johannes 13. Voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is liefgehad, hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. Jesus en sy disippels was aan tafel. Die duiwel het al klaar vir Judas, seun van Simon Iskariot, op die gedagte gebring om Jesus te verraai. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en aan God teruggaan. Toe het hy van die tafel af opgestaan, sy bokkleed uitgetrek en 'n handdoek gevat en hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n waskottel gegooi en begin om sy disippels se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat hy omgehad het. Toe hy by Simon Petrus kom, vra die vir hom: Here, gaan u my voete was? En Jesus antwoord hom: wat ek doen, begryp jy nie nou nie, maar later sal jy dit verstaan. Maar Petrus sê vir hom: u sal in alle ewigheid nooit my voete was nie. Daarop sê Jesus vir hom: as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. Simon Petrus sê toe vir hom: Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig. En Jesus sê vir hom: hy wat klaar gebad het, is heeltemal skoon. Hy hoef later niks meer as sy voete te was nie. En julle is nou skoon, maar nie almal nie. Jesus het geweet wie hom sou verraai, daarom het hy gesê: julle is nie almal skoon nie. Toe hy hulle voete klaar gewas en sy bokkleed aangetrek het en weer aangesit het, sê hy vir hulle: verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my julle leermeester en Here, en julle is reg, want ek is dit. As ek wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit verseker ek julle: 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en 'n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Julle weet dit nou, gelukkig is julle as julle dit ook doen. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig: ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou.
6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n beeste of 'n donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. God is liefde, juig ons harte, en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het, om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef. Deur sy gees die wondergawe, laat hy weder liefde spruit, en die liefde wat volmaak is, dryf die vrees en selfse uit. As die Vader in sy liefde dan die sondaar maak tot kind, mag sy seun al meer gestalte in ons doen en late vind. Hoe salig is die volk wat luister na uw woord, hul wandel in die lig wat van u afstraal voort, hul sal hul in u diens waar aan hul toegewy is, die ganse dag verheug hom, dat hul in u bly is. Hul prys u grote krag, wat alle krag oortref het, en u geregtigheid wat hul weer opgehef het. Ons Vader in die hemel, ons dankie dat ons vanoggend as gemeente in aanbidding voor u kan wees. Dat ons kan kom om u, onze Vader, ook te ontmoet, maar ook vir mekaar. Dankie dat u ons deur u woord en deur die Gees en deur u Seun Jesus Christus u kinders gemaak het. En dat ons die voorreg het om u so te kan noem, omdat alles genade is en niks uit onsself uit voortkom nie. Here, ons dankie dat ons aan u mag behoort. Dat Christus vir ons gesterf het aan die kruis, dat hy opgestaan het uit die dood, dat hy opgevaar het na die hemel en gaan sit het aan die regterhand, en dat ons kan weet op u tyd, as almal u woord gehoor het, sal hy weer kom, en dan sal almal weet dat hy kom.
Here, ons leef in 'n wêreld waar daar oorloë is, waar daar moord gepleeg word, selfs ook teenoor Christene, waar daar, ons sien dit, dat ongelowiges en fundamentaliste en mense wat hulle beywer vir sekere godsdienstige doelwitte soos ISIS, dat hulle oorlog verklaar het teen alle Christene. Gee dat ons soos Jesus sal kophou. Dat ons deur u woord in die Gees gelei sal word om die samevatting van die Ou en die Nuwe Testament in die groot gebod en in die voetwassing en in die kruisgebeure om dit toe te pas in ons hele lewe. Here, dankie dat ons nie hoef te haat nie, dat ons nie as vergeldingvolle mense hoef te leef nie, maar dat ons self kan bid wat Jesus gebid het. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Vader, ons bid dat u ons sal wys vanoggend in die bediening van die woord op wat u plan vir u kerk, wêreldwyd, maar ook hier plaaslik waar ons byeen is. Here, ons bid vir so baie mense wat deur beproewinge gaan. Ons dink aan ons verswakte bejaardes wat ook ingeskakel is by hierdie erediens of 'n uitsending daarvan. Ons dink aan mense wat by hulle huise is of wat alreeds in hospitale is, soos tannie Maggie Lid wat môre 'n groot rugoperasie ondergaan. Ons dink aan Meisie Jooste, ons dink aan Wimpie Nel en Hester Nel wat albei groot operasies gehad het. Maar ons dink ook, Here, aan soveel siekes wat ons dalk nie eers van weet nie, of wat ons dalk nie genoem het nie. Ons dankie dat Reverend Chan se pa beter is, en dat u ons en vir hulle ook genadig was. Ons bid dat u hom ook sal seën waar hy terug gaan Korea toe, en die werk wat hy daar sal gaan doen, en dat u ook vir Dominee Koos sal seën waar hy ook sonder Dominee Chan voortgaan met sy kerkplantingswerk. Ons Vader, ons vra vir u, wees met Annetjie en Teens, na die afsterwe van Tannie Betty Roots, wees met hom Orrie en met Marius en hulle hele familie, na die afsterwe van Tannie Marietjie, wees met alle ouers, alle onderwysers, Here, alle enkellopendes, almal wat vanoggend in die kerkgebou is of by die huis is en besondere omstandighede het wat u hulp en u leiding en u uitkoms nodig het. Vader, verkwik ons nou deur die woord en die Gees, werk deur die hart ook in diegene wat ter approbasie verkies is vir die gemeente, vir ouderlinge en diakens, dat hulle ook die roeping kan opvolg, en gee dat ons al ons vertroue op u sal stel. Ja, so wil ons vir u vra, wees met Oubaas en Hannetjie Du Plessis ook, en ondersteun hulle ook in hulle besondere omstandighede na sy operasie. Ons bid om die vergewing van ons baie sondes, en gee ons krag vir hierdie weekse werk, dat ons dit met rustige doelgerigtheid, met ons hele hart vir u sal doen, om Christus wil. Amen. Ons lees nou uit Johannes 20, vanaf vers 26. Ons lees nou die tweede verskyning aan die disippels, toe Thomas die Here nou gesien het na sy opstanding, maar dan veral die gedeelte van die wonderlike visvangs. U sal onthou, ons het 'n paar weke gelede uit Lukas 5, dit is 3 jaar voor hierdie gebeurtenis wat beskrywe word, toe die Here vir Petrus, Jakobus en Johannes geroep het om vissers van mense te maak. En nou word dit herhaal, maar nou is die kruis verby en die opstanding is agter die rug. En nou is dit eintlik die offensief tot by die wederkoms, waarop die kerk moet fokus. 8 dae later was Jesus se disippels weer by mekaar en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê,
vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek hom in my sy. En moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo. En dan hierdie woorde waar ons 'n preek onlangs oor gehad het, oor God se môre begin vandag. Jesus het nog baie ander wondertekens wat nie in hierdie boek beskrywe is nie voor sy disippels gedoen. Maar hierdie wondertekens, waarvan die opstanding die grootste wonderteken is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus of die Messias is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Daarna het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias of die see van Galilea. Dit het so gebeur. Simon Petrus en Thomas, wat ook Didimus genoem is, Nathanael van Kana in Galilea, die seun van Zebedeus en nog 2 ander disippels was daar saam. Simon sê toe vir hulle, ek gaan vis vang. Ons gaan ook saam met jou, sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en in die skuit geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Toe dit al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra toe vir hulle, mense, of letterlik kinders, het julle nie iets gevang om te eet nie? Nee, antwoord hulle hom. Hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skuit uit, dan sal julle iets kry. Hulle het die net toe daar uitgegooi, en vanweë die groot klomp vis, kon hulle hom nie weer intrek nie. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek, want sy boelui was kaal, en het in die water gespring. Hulle was nie ver van die land af nie, net omtrent 100 tree. Die ander disippels het by die skuitjie gekom, en die net met die visse gesleep. Toe hulle aan land kom, sien hulle 'n vuur brand en 'n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. Jesus sê toe vir hulle, bring van die vis wat julle nou net gevang het. Simon Petrus het toe in die skuit geklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse, 153, en alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Toe sê Jesus vir hulle, kom eet. Nie een van die disippels het so ver gekom om vir hom te vra, wie is u nie? Hulle het geweet dat dit die Here is. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle, en net so ook die vis. Dit was al die 3de keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy uit die dood opgewek is. Ons teksvers is vers 1, 13 en 14 van die geleesde gedeelte. Daarna het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias. Dit was die 3de verskyning aan sy disippels, maar dit was die 7de verskyning aan opstandingsgetuies. Dit het so gebeur, en dan ons gaan hierdie hele gedeelte vir u dan behandel, en dan vers 13, Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle, en net so ook die vis. Dit was al die 3de keer dat Jesus sy disippels verskyn het, nadat hy uit die dood opgewek is. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, 3 keer word in hierdie geleesde gedeelte gesê dat dit die Here was, dat dit die Here is. En daarom wil ons graag in hierdie preek daarop die klem laat val dat dit die Here is, die Seun van God. Hierdie 3de verskyning, soos wat die Bybel dit vertaal, kan 'n mens ook vertaal met openbaring. En 3 keer kom die werkwoord voor
Jesus het hom geopenbaar, sê die Grieks. Hy het hom geopenbaar as die Here, as die Seun van God. Maar voordat ons verder gaan, wil ons vir u in hierdie kerkgebou en almal wat ingeskakel is by hierdie erediens 'n paar ewigheidsbeslissende vrae vra oor die Here, oor Jesus, oor die Seun van God. Elke mens moet hierop antwoord. 'n Mense wat nie in hierdie lewe daarop antwoord nie, sal by die oordeelsdag daarop moet antwoord. Ek wil vir u vra in sy naam, wat beteken die ewig lewende, opgestane Here Jesus, die ewige Seun van God, vir jou? Is jy met hom gekruisig? Het jy saam met hom opgestaan as 'n wedergeborene in 'n nuwe lewe? Met ander woorde, het jy al begin om die ewige lewe as wedergeborene saam met Christus te leef? Ons wil weer vir u vra, wat beteken die gekruisigde wat opgestaan het vir jou en vir my? Vergeet vir 'n oomblik jou omstandighede. Wat ongeag wat in hierdie week met jou gebeur het, of wat in hierdie komende week met jou gaan gebeur, solank jy lewe, gaan gebeur, ongeag dit waaraan wat mense dink, wat mense sê of doen, wat is jou en my verhouding met Christus die gekruisigde wat opgestaan het? Met ander woorde, ek wil dit vir die 3de keer vir u vra, het jy die ewige lewe, omdat al jou sondes aan die kruis op Golgotha uitgewis is, en omdat Christus en jy opgestaan het in 'n nuwe lewe? Gaan ek en jy saam met Jesus die Here, as ons sterwe, voortlewe in die paradys, in die hemel? Ja, ek kan vir u vra, gaan u en u eggenote en u kind en u kleinkinders en soveel ander uitverkorenes. Ja, uitverkorenes gaan nie, dis nie 'n vraag nie, dit is 'n feit met 'n uitroepteken. Ons gaan saam met hulle in die ewige heerlikheid God aanbid en dien en saam met God in Christus lewe. Kom ons verfris die geheue vir 'n oomblik. Goeie Vrydag het ons gehoor, daar was 3 kruise op Golgotha. Watter kruis was joune? Die kruis van die ongelowige misdadiger, of die kruis van die gelowige misdadiger, wat vir Jesus gesê het, dink aan my Jesus wanneer u in u koninkryk kom, nadat hy sy vriend, wat nie in Jesus geglo het nie, berisp het. Wat is jou verhouding tot Jesus wat aan die middelste kruis gehang het? Ons het ook gehoor van Maria Magdalene, aan wie die Here verskyn het, daar in die tuingraf, of by die tuingraf. Ons het vir u vertel van 15 wonderwerke wat aan Maria geopenbaar is in daardie Johannes 20 teks. Maar ten spyte van Maria en die vroue wat met die boodskap gekom het na die apostels, die disippels toe, sonder Judas Iskariot, wat reeds dood was, het hulle die vroue nie geglo nie. Hulle het nie vir Jesus geglo nie, want Jesus het gesê, hy gaan opstaan. Hulle moet vooruit gaan na Galilea, en hy sal hulle daar kry na sy opstanding. En dan hoor Thomas, dat toe hy nie saam met die ander apostels byeen was, in die bovertrek, die Sondag aand nie, dat Jesus was daar. En 'n week later toe is Thomas ook daar. In die volgende oomblik, toe staan die Here Jesus in al sy goddelike heerlikheid daar. En Thomas word aangegryp deur heilige ontzag, en in verwondering roep hy in aanbidding uit, my Here, my God. Hy kon sy oë nie glo nie. Dit wat die Here vir hom gesê het gebeur. Sy Here,
Hulle Here. Ja, maar hy het nie net met sy oë hom gesien nie, hy het met die oë van sy hart in hom geglo en een van die opstandingsgetuies geword. En nou lees ons in hierdie gedeelte van die derde wonderlike, van die derde verskyning, maar die tweede wonderlike visvangs by die see van Tiberias. Die ontzagwekkende, asemrowende, aanbiddingsvolle heerlikheid en majesteit van die Seun van God wat opgestaan het uit die dood word geopenbaar aan sy disippels. Maar nou is dit interessant dat in hierdie gedeelte waar die Griekse woordjie dat hy het homself geopenbaar, dit word vertaal met verskyn, dat dit in geheimsinnigheid gehul is, soos 'n oggend wanneer 'n mens opstaan en dit nog skemer is en jy nie mooi kan sien nie. Ja, hierdie klomp vissermanne, 7 van die disippels is op die boot. Hulle het die hele nag vis gevang of probeer visvang, maar daar was, God het alle visse van hulle weerhou. Hulle het nie 'n enkele vis gevang nie. Die God wat gee en wat genadig is en wat in oorvloed gee, het vir hulle die nag niks gegee nie. En nou staan daar iemand op die strand. Dit kan 'n verbyganger wees dalk, of dit kom iemand wees wat gekom het om vis te koop, of wat dit ook al mag wees. Hulle sien 'n man op die strand. Maar hulle weet nie wie dit is nie. Wie sal nou sê dat dit die Here kan wees? Maar dit is die derde verskyning aan sy disippels. Aangrypend, belangrik, wonderlik, daardie gebeurtenis voor die uitstorting van die Heilige Gees en na Jesus se hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees, sou hy wat hy hier doen met groot krag aan hulle openbaar. Dis 'n geheimenis. Soos Maria Magdalena en die Emmausgangers herken hulle hom nie. Maar God gebruik baie keer die geheimnisvolle situasies waarin sy gelowiges kom om aan hulle die heerlikheid van God te openbaar. 7 moe, gefrustreerde disippels wat wag om deur Jesus uitgestuur te word in die wêreld. Wat intussen tyd maar gaan visvang het. En nou begin hierdie man op die strand begin met hulle te praat. Kinders staan daar in die Grieks. Dit is die woorde wat 'n rabbi vir sy leerlinge sou sê. Het julle niks gevang nie? En kort af sonder omhaal van woorde sê hulle net 'n 3-letter woordjie, nee. Nie baie lus vir 'n gesprek, waarskynlik op daai stadium, nadat hulle niks die nag geslaap het op die bootjie en niks gevang het nie. En dan met goddelike gesag en verlossingsheerlikheid en koninklike majesteit sê die Seun van God, die skepper van hemel en aarde en die onderhouer van hemel en aarde, wat oor elke vis in die see en elke mens op hierdie aarde die mag en die seggenskap het. Hy sê vir hulle, gooi die net aan die regterkant. Hy het geweet waar elke vis in die oseaan is. Net soos wat hy weet waar elke mens op hierdie oomblik is en wat elke mens en ek en u doen. Hy het daai visse, 'n skool van 153 visse, daar was dalk meer as dit, het hy gestuur. Hulle het sy bevel gehoorsaam. Die oomblik toe hulle gehoorsaam is,
Die oomblik toe hulle die vis net aan die ander kant, aan die regterkant van die bootjie ingooi, toe is die net loodswaar. Toe is die net so swaar, dat hulle kan dit nie uit die water uitkry, om dit in die bootjie te kry nie. Wat 'n ontsaglike openbaringsmoment van waarheid, wat die Seun van God in sy almag hier doen. God staan op die strand, die Seun van God. God praat met hulle. Hy praat met hulle deur al hierdie visse, groot visse. En dan onthou Petrus wat gebeur het, soos dit vir ons beskrywe is in Lukas 5. Toe die eerste keer, toe daar 'n wonderlike visvang was en 2 skuite oorgeloop het van die vis, toe het hy vir die Here gesê, gaan weg van my Here, ek is 'n sondige mens. En toe die Here vir hom gesê, moenie bang wees nie, jy sal mense vang. Nou is die vraag, of ten minste voor ek by die vraag kom, niemand het gevra, wie is dit nie? Maar Johannes kom met 'n finesse, soos wat hy sy evangelie aan ons in die fynste besonderhede as 'n ooggetuie neergeskryf het, en hy sê vir Petrus, dit is die Here. Dis God. Dis Christus. Dis die verlosser van die wêreld. Dis die koning van die konings. Jy het onthou, ek het 2 weke terug vir u gesê, dat die woord Here is vir die keiser gebruik, en hulle die keiser aanbid, alhoewel hy nie God was nie, asof hy God was. Toe Petrus dit hoor, waar hy die eerste keer nie kon wag om te sê, gaan weg van my Here, ek is 'n sondige man nie, gryp hy sy bokkleed, en hy trek hom aan, en hy spring in die water, en die impulsiewe Petrus, soos baie van ons, is op pad na Jesus toe, en hy los die ander net daar met al hierdie klomp vis. Ja, later sou hy help, dat die nette en die bootjies by die kaai kom, en dat dit uitgetrek word. Ek wil nou vir jou vra, wie is Christus vir jou? Wat dink jy van hom? Is hy vir jou die verlosser van die wêreld? Is hy vir elke lidmaat in hierdie gemeente die Seun van God? Ervaar ek sy vrede en sy verlossing en sy vergifnis? Ervaar ek reeds die ewige lewe? Ervaar ek dat hy in al my verlossingsbehoeftes voorsien, en dat hy my as 'n disipel roep om disipels te gaan maak? Wat baie belangrik is in hierdie gedeelte, is dat hierdie klomp visse, 153 visse, die vis op die kaai of op die strand, die brood wat Jesus gee, en waar Jesus sê, bring van hierdie visse wat julle nou net gevang het, sê vir ons, dat God is 'n God wat gee. God is 'n God van genade. Hulle verdien niks. Hulle kan nie een enkele vis uit die see uithaal as die Here dit nie vir hulle gee nie, en so enige ander visserman ook. Hulle vang 'n hele nag niks. Maar die oomblik wanneer hulle doen wat die Here, die God van hemel en aarde, die Seun van God vir hulle sê, dan kan hulle nie genoeg van die visse bymekaar maak nie. In sy almag, sy vrymag, sy liefde en sy voorsienigheid gee hy alles wat u en ek nodig het.
sodat ons nie net gered kan word nie, maar sodat ander mense gered kan word. Ons is as kerk daar, dat ons gered kan word, maar ook al sy uitverkorenes. Hy roep en stuur ons uit in die wêreld, na die mensdom, na alle volke, nasies en tale, ongeag wie dit is, aan watter volk hulle behoort. Ons moet hulle met die evangelie, met die visnet van die evangelie bedien. Ja, al sy uitverkorenes, uit die hele mensdom van Adam tot die laaste mens, moet bereik word met die evangelie. Nie 'n enkele uitverkore kind van God mag agtergelaat word nie. Hulle moet onder sy gesag, onder sy majesteit en sy heerlikheid en aanbidding gebring word. En daarom moet ek en u nie met menslike oë na die uitverkorenes van God, na die menslike visse in die see van die lewe kyk nie. Ons kan dalk nou besluit, hierdie mens lyk nie vir my soos iemand wat behoort om Christus te ontmoet nie. Wie gee ons die reg? Dis 'n godslastering om te sê dat iemand nie by hom moet uitgebring word nie. Gaan lees maar in Matteus 22, die eerste 14 verse, waar die koning besluit het om vir sy seun 'n bruilof, 'n troue te hou, en dit dui op Christus. En dan stuur hy sy slawe uit, en dan wil die mense nie kom nie. En dan gaan stuur hy sy slawe uit na ander mense toe, nie net na die Jode toe nie, maar ook na die heidene toe. Alle mense wat Christus gee, moet bereik word, sodat hulle kan verstaan en saam met ons die ewige heerlikheid kan ingaan. Hierdie gedeelte vertel vir ons die onomstootlike feit van wie God is, maar ook wie ons is. Ons ewige verlosser wat aan die kruis gesterf het, maar wat opgestaan het, wat die Here is. Hy het 'n plan met sy kerk en met die wêreld. Hy is die groot visserman. En hy sê ook in Lukas 5, hiervoor het die Vader my gestuur om die evangelie van die koninkryk te verkondig. En as die kerk met ander goeders besig is, as om die liefde en die genade en die vergifnis van God te verkondig, dan is ons nie kerk nie. Dis waarvoor ons gemeente van Jesus Christus is, waar ons ook al is op die aarde. Ek sluit af. Ken jy die gekruisigde Jesus Christus persoonlik? Glo jy dat hy jou en my sondes volmaak weggeneem het? Het jy saam met hom opgestaan in 'n nuwe lewe as 'n wedergeborene wat alreeds die eerste asemteug van die nuwe Jerusalem inasem? Verstaan jy dat hy jou geroep het as sy volgeling en sy disipel om volgelinge te maak? Familie, vriende, vyande, vreemdelinge. Laat ons nie volgens ons eie maatstawwe besluit wie die uitverkore visse van mense is, wat die lam van God vir ons gee om in sy kudde in te bring nie. Almal, naby en ver, elkeen moet met die evangelie van Christus bedien word. Moenie twyfel nie, moenie klein koppie trek nie, moenie bang wees nie, moenie vir die leë banke kyk nie, die banke moet vol word. Want Christus vat al sy uitverkorenes, die wat in hom glo, vat hy hemel toe. Jou kind, jou kleinkind, jou agterkleinkind,
jou kollega, jou werkgewer, jou werknemer, jou lewensmaat, jou pa, jou ma, jou vriend, jou vyand, iemand van 'n ander gemeente, moenie jy en ek self besluit wie dit gaan wees nie. God maak sy kinders bymekaar. Ons is reeds sy kind, ons is nie meer verlore nie. Maar hoor hoe sê Sondag 21 van die katekismes dit. Ons het dit 2 weke gelede ook aangehaal. Wat glo jy van die heilige, algemene Christelike kerk? Dat die Seun van God uit die hele menslike geslag vir 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is, deur sy gees en woord in die eenheid van die ware geloof, van die begin van die wêreld af, tot die einde toe vergader, beskerm en onderhou, en dat ek daarvan 'n lewende lid is, en dit ewig sal bly. Glo in hom. Gebruik wat hy vir jou gee. Oral, teenoor almal. Hy stuur ons as vissers van mense tot hy weer kom. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, dit is met huiwering en met bewende ontzag wat ons hierdie gedeelte ook gehoor het. Wat ons dit lees, wat ons daaroor preek. Ja, huiwering omdat ons besef hoe sondig ons is. Hoe sondig ons kinders en ons kleinkinders en ons agterkleinkinders, of watter geslag dit ook al mag wees, vreemdeling of vriend of vyand. Christus het gekom vir die mense wat dit die nodigste het. Nie vir gesondes nie, maar vir die siekes. Vader, gee vir ons die wysheid om daar waar ons inkopies te doen, of waar ons by die huis is, of in die skool, of op 'n vergadering, te besef, Christus is die Alfa en die Omega, en hy is die begin en die einde, en hy is besig om sy kerk te vergader. En die duiwel en al sy instrumente kan met die grootste woede teen die kerk ontbrand. Maar niks kan die uitverkorenes van God verhinder om gevang te word in die net van die evangelie nie. Vader, so bid ons vir elke lidmaat, ons bid vir elke ouderling, elke diaken, elke predikant, dat ons vissers van mense sal wees, dat ons sal doen wat U sê, want U sal doen wat U beloof het, en julle sal kry, ja, U sal die mense weerhou, U sal die mense gee, U naam moet geloof word. Vergewe ons ongehoorsaamheid, ons twyfel, ons vrees, vergewe al ons sonde. En ons bid, Here, dat elkeen wat hier moet wees, sal kom om toegerus te word en uitgestuur te word na die visse in die see van die lewe. Amen. Ons gee nou ons liefdegawes vir die diens van barmhartigheid.
Kom ons sing nou uit Psalm 33, die 6de vers, oor die Heer se raad word nooit gekeer nie, dit sal bestaan in ewigheid, en dan ook die 10de vers. Die Heer se raad word nooit gekeer nie, dit sal bestaan in ewigheid. Teen sy besluit is geen verweer nie, bestendig duur dit vir altyd. Salig wie tevore deur hom is verkore, haas sy erf en lot. Wie so hoog geheer is, dat die Here leer is, en die God al God. Sy haarmond bloot hy uit die hoogte, en red al siele van die dood. Hy sorg vir albei somerdroogte, in zware tyd en hongersnood. In die grootste smarte bly nogtans ons harte op die Heer vertrou. Hy ons skuld hy wyk nie, en ons sal beswyk nie, waar ons hart opbou. Terwyl die ouderlinge en die enkele diakens na die deure toe beweeg, lees ek vir u die slotsang voor die wegstuurseën oor die uitgespreek word, in God die God wat ons beveilig. Voel nou ons hart opnuut verblyd, en op sy naam ontzaglik heilig, vertrou ons tot in ewigheid. Goedertier en Vader, hoor ons as ons nader met 'n diep ontzag, slaan ons gunste gade, skenk ons u genade, as ons op u wag. Kom ons sing dit nou hartlik saam. En God, die God wat ons beveilig, vol nou ons hart opnuut verblyd, en op sy naam ons saglik heilig, vertrou ons tot in ewigheid. Goedertier en Vader, hoor ons as ons nader, met 'n diep ontzag, slaan ons gunste gade, skenk ons u genade, as ons op u wag. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God onze Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met u wees en bly, tot in ewigheid. Amen.